Die werkloosheidssyfer daal vir die eerste keer vanjaar. Is dit tyd om die aardtoewet nou maar eenmal te groet en hulde blyke nadat 'n Suid-Afrikaner in die VSA in 'n vliegongeluk sterf? Dag sê ek is Christel Cornelissen en jy is welkom by Marula Media. Suid-Afrika se werkloosheidssyfer het vir die eerste keer vanjaar gedaal, met die syfer wat nou op 31,9% staan in vergelyking met die 33,2% waarop dit 3 maande gelede was. Die daling is goeie nuus, maar daar is ook duisende meer ontmoedigde werksoekers. Met ander woorde, diegene wat eenvoudig moet opgegee het om werk te soek. Die syfers wys ook dit is nog steeds jong mense, diegene tussen 15 en 34 jaar oud wat die meeste sukkel om werk te kry. Rolspelers meen die omstrede aardtoewet moet finaal herroep en die strafproses en padverkeerswet gewysig word om dieselfde doel te dien. Die voorstel kom na talle mislukte pogings om aardtoe landwyd uit te brei. Nog een van die aanbevelings is die ontbinding van die agentskap vir padverkeersmisdrywe, wie se enigste doel die administrasie van aardtoe en beoogde register van strafpunte is. Die Departement van Vervoer het van dese week aangekondig dat die inwerkingstelling van die omstrede stelsel weer uitgestel word, die keer tot 1 Julie volgende jaar, omdat munisipaliteite steeds nie daarvoor gereed is nie. Daar is egter toenemende oproepe om die aardtoestelsel in die geheel te skrap, met talle rolspelers wat twyfel of dit ooit suksesvol in Suid-Afrika geïmplementeer kan word. Huldeblyke stroom in na die dood van Warren Silje, 'n Suid-Afrikaner wat al jare in die buiteland woon en wat die afgelope naweek in 'n vliegongeluk in Florida in die VSA dood is. Silje het 'n familieonderneming in St. Augustine in Florida bedryf en het veral gespesialiseer in die onderhoud en herstel van hoë prestasie vliegtye. Silje was glo van St. Augustine na die Keystone Heights lughawe onderweg. Hy het veilig daar geland, opgestyg en 'n paar minute later het sy vliegtuig neergestort. Hy was die enigste insittende aan boord van die vliegtuig en paramedici het hom op die toneel doodverklaar. Die oorsaak van die voorval vorm deel van 'n omvattende ondersoek. Volg Marula Media op sosiale media, vind alles aanlyn by marulamedia.co.za en geniet die dag verder.